Dit is my lekker om weer met julle te gesels en ons hier in die Laagveld, dus is nog steeds besig met die brande en ek sien ander areas in die land ook, party is oorstroom met water. Maar ek wil graag hier dat ons hierdie week by die geheim om aan die brand te bly van die Here, bietjie daaraan gaan dink. Ek kom met so baie mense in aanraking en een ding is deurlopend. Mense is moeg daarvoor om te stry. My denominasie, jou denominasie, is hierdie reg, is daai reg, is dit die groot doop, is dit die klein doop, sit ons, staan ons, as ons sing, wat maak ons? Mense soek na meer. So dis die secret place oomblikke, wat ons vuur aansteek en wat ons aan die brand hou. En ek praat hier van die wit, warm, louter vuur en die vurige passie en soeke na God se aangesig en vir sy koninkryk. Lukas 12 vers 49 het Jesus gekom om 'n vuur op die aarde aan te steek, waardeur hy van plan was om ons, vir my en vir jou, aan die brand te steek met sy eie passie, begeertes, en om sy intensiteit te behou. Of die intensiteit van die vuur, moet hierdie vuur voortdurend aangevuur word deur die intieme tyd wat jy in die secret place spandeer en jouself bevind. Want ek en jy is bestem vir die passievolle vuur van God en ons sal vir ewig brand. Die vraag is net waar. So die verlange van jou hart is om 'n lewende vuur of aangevuur te word met die opwinding om sy heiligheid te soek, hom met ywer te aanbid en om die wêreld te gaan aan die brand steek met dit wat in jou hart is en wat uitloop uit jou uit. Ons het iets om voor te lewe, want ons het iets om voor te sterwe. Jy verlang daarna om 'n vuur van heiligheid te wees en daarom sal jy nooit tevrede kan wees met daai status quo van die lou Christendom nie. Jy sal altyd onvervuld voel as jy nie die vuur van die Heilige Gees in jou het nie. Jeremia 23 vers 29 sê God se woord sê dit is 'n vuur en sy teenwoordigheid is totaal en al deur vuur verswelg. Wanneer jy God nader, kom jy nader aan daai groot, brandende, verspelgende vuur van die eeue. En om aan die brand gesteek te word, moet jy naby hom kom. Want wanneer jy koud en ver en uit dit is, voel jy geestelik koud en dis 'n tyd om dan weer terug te trek na die plek waar jy jouself voor die kaggel van sy woord plaas en dan die intensiteit van sy teenwoordigheid toelaat om jou vurig te herstel. Want hy woord is mos soos 'n spieël. En alles wat van binne in ons is, wat nie in lyn is of in daai afdruk is van daai spieël nie. Dit kom die vuur van die Heilige Gees en hy kom verander dit vir ons as ons hom sal toelaat. So die geheim is om aan die brand te bly vir Jesus. En dis nie daai reaksie van daai altaarkol so goed is wat 'n altaarkol is, en dit is nie daarin dat iemand jou hande oplê en vir jou bid nie, so geldig en kragtig soos wat dit is nie. En dit is ook nie daarin in daai nuwe pryse worship liedjie wat ek luister nie, so wonderlik is wat dit is. Die enigste sekere bron om brandend te bly is om jouself konsekwent aan die plek van die toedeur toe te wy. Dis die plek waar die Gees van God jou siel aansteek, terwyl jy met 'n onbedekte gesig na sy heerlikheid kyk. Begeer jy groter en 'n dieper verlange na God, nooi dan die brandende een, die Heilige Gees, om die ewige vlam van sy verlangende, vurige
vuur waarin ook die jaloesie is. Dat hy binne in jou lewe kom verlig. Jakobus 4 vers 5 sê daar, die skrif, die gees wat in ons woon smag. Daar's 'n jaloersheid, hy wil jou vir homself hê. So die agenda van hierdie verlangende jaloesie is dat Christus, sy bruid wat ek en jy is, met 'n eksklusiewe en 'n passie vir hom, sal jy vir hom alleen. Jy weet wat, ons kort die gees van die gees van die vrees van die Here, dan sal ons altyd sy wil doen. Ek dink daar is nie 'n gevaarlike gebed in aanhalingstekens om te bid, om te sê, Heilige Gees, laat die brandende vuur aangesteek word binne in my, op alle areas in my lewe, totdat elke mededingende liefde vir valse goed of valse gode, Here, tot dit heeltemal weggebrand is. Totdat daai gedagtes wat ek dink is reg, Here, totdat dit weggebrand is. Totdat my eie wil, daar niks van dit oorbly nie. Die boek Openbaring praat daar van die Heilige Gees op hierdie manier, en hy praat daar van die 7 vuurlampe, het voor die troon gebrand, en dit is die 7 geeste van God. Jesaja 11 vers 1 en 2 praat daarvan, hy sê daar, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaïe, en 'n loot uit sy wortels sal vrug dra, en op hom sal die gees van die Here rus. En die gees van wysheid, gees van verstand, gees van raad en sterkte, gees van kennis en die gees van die vrees van die Here. So wat is dit wat jy op hierdie oomblik in jou lewe nodig het? En wanneer jy nader in die vuur van God se woord kom, neem jy eintlik vuur in jou boesem in, en word daai vuil klere of daai melaatsheid van die ou lewe weggewas, weggevee, weggebrand. En soos jy in die teenwoordigheid van sy secret place instap, loop jy op hete kole en word jou voete geskroei om op die weg van heiligheid en geregtigheid en gehoorsaamheid te loop. Dit gaan nie oor werke nie. Dit gaan oor, Here, hier's ek. Kom, maak met my soos wat U goed dink. So die antwoord op die vraag van wat moet ek doen? So neem die vuur van God in jou wese en alles oor jou lewe sal verander. Dit is onmoontlik om in hierdie vurige vuur te sit en bewus te raak van dit en dit te omhels en nie te verander nie. Jy weet, Johannes die Doper was 'n man wat vir God gebrand het, en God het Johannes in die eensaamheid van die woestyn geneem om 'n hemelse vuur in hom aan die brand te steek. En toe hy uiteindelik in die bediening vrygelaat is, was hy 'n lewende vlam gewees. Matteus 11 vers 7 tot 9 praat daarvan, hy sê, ek sê vir julle, en meer as 'n profeet, so Jesus het getuig dat die mense nie hoofsaaklik na Johannes toe gegaan het om iets te hoor nie, maar om iets te sien. Jesus beskryf Johannes hier as 'n brandende en 'n blink lamp in Johannes 5 vers 35. So Johannes was 'n man wat uit die hemel uit aan die brand gesteek is, en 'n man wat sy liefde vir God gekoester het deur 'n onwrikbare toewyding aan alleenheid in die secret place. En so het hy 'n blink lamp geword vir die hele nasie om te aanskou. So die mense het van ver af gekom om hierdie vuur te sien, want jy word gebore met hierdie
leemte in jou van gaan soek die vuur. Jy sal net tevrede wees wanneer jy dit gekry het. Mense is altyd aangetrokke tot 'n vuur toe. So jou lekkerste om te gaan en te gaan sit en in 'n vuur te staar. Ek weet nie of dit vir jou so lekker is vir my nie. Dit is my min dinge wat so lekker is. So miskien is jou stilte tyd in die secret place nog nie heeltemal in plek nie en jy voel jy moet soveel jy moet so perform om dit te doen. Gaan sit net intentioneel en wees waaghalsig. Spandeer net tyd daar saam met God, sodat God se vuur diep binne in jou brand, dat sy verterende vuur sal jou hele lewe wegbrand. En ons het gesterwe saam met Jesus Christus. Die ou mens is nie meer daar nie, ons is nie meer daar nie. Alles het nuut geword, sy woord sê so. So gaan dat sy verterende vuur jou lewe wegbrand, totdat al wat oorbly, liefde homself is. Dit is ons God se dienaars, wat hy vuurvlam maak en wil maak, soos Hebreërs 17, en sy vuur in jou, onderhou jou, soos wat jy hom toelaat. So ek weet nie presies waar jy in jou lewe is nie, en dalk is jy op 'n wonderlike plek, dat jy ken die vuur van die Heilige Gees, of jy het dit geken, jy sê, ja, dit het so 'n bietjie flou geword, dit brand flou. Ek weet nie waar jy in jou lewe is nie, dalk is jy in 'n hospitaal besig in 'n proses om te herstel, dalk het jy ontstellende nuus ontvang, miskien bevind jy in jou plek wat jy sê, Karen, ek voel so leeg en ek weet nie hoe om te kry wat jy hierso sê nie. Dalk voel dit vir jou of niks vir jou uitwerk nie. So begeer jy na meer. As jy na meer begeer, kom ons sluit net die oë en ons bid. En ons vra Heilige Gees, laat u brandende vuur binne in ons kom brand. Want in die vuur van God is daar liefde. En dit wat hy in ons lewe openbaar, wat ons weghou of terughou, van 'n lewe in absolute vryheid, dit kom maak hy ook toe met die bloed van die lam, soos wat ons dit voor u bring. Here, kom brand in ons, totdat elke iets, Here, wat ons bo u stel, elke valse God, enige mededingende liefde, wat ons bo u stel, Heilige Gees, kom asseblief met die vuur van God, en kom vat daai weg, kom brand daai weg, kom wys vir ons, wat is dit, wat ons moet, waar is dit in ons siel, waar ons u moet toelaat, in ons hart, wat ons u moet toelaat. Dankie, Here, hy 7 geeste van God, Here, wat ons op ons rus, die gees van God, wat op elkeen van ons wil rus, gees van God, wat vir ons wil wysheid gee, gees van God, wat vir ons wil verstand gee, gees van raad en sterkte, bid ek jou toe vanoggend, die gees van kennis, en die gees van die vrees van die Here. Gaan intentioneel hierdie week, gaan fokus op die vuur van die Heilige Gees. Vra die Here, Here, kom brand in my, kom steek my aan in alle fasette van my lewe,
in my verstand, in my hart, in plekke waar ek moet genees word, plekke waar ek wysheid nodig het, plekke waar ek krag nodig het, waar ek kennis nodig het, Here, waar ek raad nodig het. Dankie Here, die ons net weer opnuut kom volmaak van wie U is, sodat ons van binne af kan verander, sodat ons gedagtes kan hernie word, tot die gehoorsaamheid aan 'n wonderbaarlike God. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Wil jy dat jy volgende week dat jy nagmaal gereed hou en dan sal ons saam sal ons bietjie nagmaal gebruik. Seën vir jou. Tot ons weer met mekaar praat.